Romeine hoofstuk 8, ons lees van vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedryf, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Die woord van God vir die kinders van God. Die lewe is mooi. Daar is soveel wonderlike dinge wat 'n mens in die lewe kan geniet. Waaroor 'n mens bly kan wees. Die lewe is mooi. Maar die lewe is ook hard. Daar's baie dinge in hierdie lewe wat jou hart kan breek. In hierdie lewe verloor ons dinge wat vir ons kosbaar is. Verskriklik kosbaar is. En die verskil tussen mooi en lelik, bly en hartseer is baie keer die dikte van 'n polonieskil. Kate Bowler kan hiervan getuig. Toe die dinge met haar gebeur het, was sy 35 jaar oud. Sy was baie gelukkig getroud met haar man. Na 'n lang gewag het sy en haar man 'n kindjie ontvang van die Here. Die kindjie was 1 jaar oud. Pragtig. Die groot vreugde in haar lewe. Sy het 'n spogpos gehad by 'n teologiese fakulteit in Amerika en dit het baie goed gegaan. En toe gebeur dit. Geweldige pyne in haar buik. Sy kon dit later nie meer verduur nie. Dokter toe gegaan,
hulle het toetse gedoen, toe hoor sy 'n oproep. Kyk, jy moet dokter toe gaan. Hy wil met jou praat. Sy het geweet daar's iets verkeerd. Hy het vir haar gesê, prof, vir jou slegte nuus. Kolonkanker in die 4de graad. Kolonkanker in die 4de graad. Ons verwag nie lank dat jy nog gaan lewe nie. Dit was verpletterende nuus vir haar gewees. Dit het vir haar gevoel asof 'n doodsvonnis oor haar uitgespreek word. Dis nuus waarvoor 'n mens nooit gereed is nie. Natuurlik het sy gehuil. Ongelooflik gehuil. Sy het gevra, wat gaan vir my kind word? Hy's maar net 'n jaar oud. Wat gaan vir my kind word? Sy het ongelooflik alleen gevoel. Sy het besef die dood staan voor haar. En sy het begin opnames maak wat sy wou agterlaat vir haar kind as sy nie meer daar is nie. Maar algaande het daar iets in Kate Bowler gebeur. Waar sy aanvanklik alleen gevoel het sy begin om die Here se liefde in haar lewe te ervaar. Dit was vir haar asof sy in 'n borrelbad gesit het en die Here se liefde opgeborrel het. Langs haar, teen haar, en sy het voortdurend die Here se liefde ervaar en belewe. Dis asof die Here haar vasgehou het en sy voortdurend net bewus was van sy liefde. Waar sy aanvanklik alleen gevoel het sy ervaar, God is by haar, soos hy beloof in sy woord. Hy's by haar in haar nood met sy liefde. En sy het algaande meer en meer ervaar, dit wat die Bybel beloof, dat niks ons ooit kan skei van die liefde van God nie. En daarvan was sy al hoe meer oortuig. Niks kan ons ooit skei van die liefde van God nie. Toe ek haar getuienis hoor, ek gedink aan 'n storie wat vertel word wat aanvanklik nie verband het met haar storie nie, maar jy gaan op die ou end hoor hoe die twee stories by mekaar aanknoop. Die verhaal word vertel van 'n oorstroming wat in 'n bepaalde gebied plaasgevind het. En die man wat in die oorstroming teenwoordig was, het op sy huis se dak geklim, sodat die water hom nie oorweldig nie. Hulle het daar op die dak gestaan en daar het iemand met 'n bootjie gekom, 'n rooi bootjie, en gesê, meneer, klim af, ons het gekom om jou te red. En hy het gesê, nee, die Here sal my kom red. Kom aan. En die water het gestyg, dit was later vensterhoogte, en daar het iemand met 'n motorboot gekom en gesê, meneer, jy is gelukkig, ons het gekom om jou te red. Nee, meneer, jy hoef nie, die Here sal my red. Gaan red vir ander ouens. Die water het gestyg tot dakhoogte, en daar het 'n helikopter gekom, en hulle het toue afgesak en gesê, hou vas, ons sal jou optrek, ons gaan jou red. En hy het gesê, nee, die Here sal my red. Die water het nog gestyg, en die verhaal vertel dat hy toe verdrink het, en dat hy by die Here se tempel se poort gekom het, en die Here verwyd het en gesê het, Here, maar hoekom het U nie my gered nie? En die Here het vir hom gesê, ou vriend, ek was by die kanoe
om jou te red. Maar jy wou nie gered word nie. Ek was by die motorboot, ek was in die motorboot om jou te red, maar jy wou nie gered word nie. Ek was in die helikopter om jou te red, maar jy wou nie gered word nie. Hoekom verwyd jy my? Hoe pas hierdie twee stories by mekaar? Kyk se storie en hierdie persoon wat verdrink het. Ons wil baie keer verklarings hê waarom dinge met ons gebeur. Ons is westerse mense, ons wil antwoorde hê. Waarom het hierdie dinge oor my pad gekom? Hoe werk dit? Here, maar hoe kan ek siek word? Ek is dan so toegewyde mens. Dit pas mos nie by my nie. Here, hoe gebeur dit? Weet jy wat? Daar is nie altyd 'n antwoord op die vraag wat jy vra nie. Daar is nie altyd 'n verklaring van die slegte dinge wat oor ons pad kom nie. God gee nie altyd vir ons antwoorde nie. Hy gee homself. Hy kom deur sy gees na ons toe. En hy druk ons vas. En hy is by ons, in ons hartseer en in ons waar ons die antwoorde het nie. En dis die groot ding wat die Bybel vir ons wil leer as ek in 'n krisissituasie is. Moet ek rekening hou met God se belofte dat hy daar saam met my sal wees, dat ek maar net my hande moet oophou en sê, Here, ek is stikkend. U beloof hy sal by my wees, druk my vas en dra my en wees by my. Want u is my antwoord, u sal my deur hierdie krisis dra. En dis wat met kyk gebeur het, die Here het haar deur die krisis gedra, en mense het gekom om haar deur haar krisis te dra. Sy sê sy kan vandag nie glo wat het mense vir haar beteken nie. Hulle het gekom om vir haar ongelooflik by te staan, hulle het vir haar teksgedeeltes gegee, hulle het vir haar dinge gegee wat haar ontstel het, maar ook dinge wat vir haar baie beteken het. Een vers wat hulle vir haar gegee het, is die vers in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En wat sou hierdie vers beteken, het Kate gevra. Mense het gesê, dit beteken natuurlik dat God ook kanker kan gebruik om iets positiefs in jou lewe teweeggebring. Nou is dit presies wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Kate het na teoloog gegaan in die teologiese fakulteit waar sy was, en hulle het gesê, dit wat jy nou vir ons sê is nie verkeerd nie, maar 'n mens kan dit ook anders verstaan, en ons gaan vir jou verduidelik hoe mense dit kan anders verstaan. Om hierdie teks anders te verstaan, moet 'n mens die hele konteks van hierdie gedeelte verstaan. Romeine 8 sê vir ons, dat ons in 'n stikkende wêreld bly. Hierdie wêreld vergelyk Paulus met 'n vrou wat in barensnood is. Julle vroue sal verstaan wat dit beteken. Julle brawe mans wat by julle vrouens was toe sy gekraam het, sal verstaan wat dit beteken. Paulus sê hierdie wêreld skree uit en sê, Here, kom tog asseblief, ons kry swaar. Hierdie wêreld wat God oorspronklik mooi geskape het stikkend geword. Die sondeval het gemaak dat hierdie wêreld stikkend geraak het. En as gevolg van die sondeval het lyding en hartseer en kanker en hongersnood en al die dinge gekom. Dit is nogal belangrik dat ons dit moet onthou. Ons is nie in die oorspronklike wêreld wat God gemaak het nie. Ons is in 'n wêreld wat deur die sondeval as gevolg van ons
stikkend gebreek is. En wat is ons posisie in hierdie wêreld? Paulus sê, ons is God se kinders, as ons in Jesus Christus glo. Ons is gered, maar nie ten volle nie. Ons is gered in die sin dat ons weet ons sondes vergewe. Ons is seker dat ons eendag hemel toe gaan, om dit maar so te sê. Maar ons het nog 'n sterflike liggaam wat siek kan word. Ons het 'n sterflike liggaam wat doodgaan. Dis deel van ons lewe hier op aarde en ons bly nog in 'n stikkende wêreld. Paulus sê, in hierdie wêreld waarin ons lewe, sal ons eintlik baie ly. Dis deel van menswees in hierdie wêreld om te ly en om voortdurend te sug voor die Here en te sê, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Asseblief, Here, U moet kom. Dis ons situasie in die wêreld waarin ons lewe. En dis wat die Bybel vir ons sê, ons moet baie realisties wees. Dis ons situasie in die wêreld. Maar Paulus gaan aan en sê, wat is God se plan met hierdie wêreld? God se plan is om alles nuut te maak. God se plan is om 'n nuwe aarde te skep. Hierdie ou aarde waarop ons nou bly, gaan verby. En God gaan 'n nuwe aarde skep, waar daar geen pyn en hartseer en kanker en droogtes en al hierdie dinge gaan wees nie, waar alles volkome gaan wees. En op hierdie aarde gaan die hemel neerdal, en dit gaan letterlik hemel op aarde wees. En ons gaan nuwe verheerlikte liggame ontvang, waar ons God se volmaakte verlossing ten volle gaan ervaar. Dis wat vir ons wag. Maar wat intussen? Nou kom ons by hierdie vers. Ek vergeet te sê, ons kan hierdie teks, ons weet dat God alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Anders vertaal, ons kan die woordjie vervang met. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk met die wat hom liefhet. En wat beteken dit as die woordjie vervang word met die woordjie met? Dit beteken dat God vir ons wat in hierdie wêreld swaar kry baie keer, vir ons wat finansiëel swaar kry, wat siek word, dat God vir ons, ten spyte van ons siekte en ons swaar kry, wil gebruik. Dat ons, ten spyte van ons swaarte in hierdie wêreld, 'n roeping het. En wat is ons roeping? God wil ons gebruik om dit wat eendag vir ons wag, alreeds iets daarvan alreeds sigbaar te maak in hierdie wêreld waarin ons lewe. God wil ons gebruik, ons wat swaar kry, om alreeds iets van sy vernuwende werk sigbaar te maak in hierdie wêreld. Deur wat te doen? Paulus sê, God wil ons gebruik om namens almal wat swaar kry in hierdie wêreld, voor God te kla en te bid en te vra, Here, help. Here, staan ons by, ons kry swaar. Here Jesus Christus, moenie vertoef nie, kom, bring die nuwe aarde, want ons het 'n groot behoefte daaraan. Hoe werk God in hierdie wêreld? Op 'n ongelooflike wyse. Hy gee vir ons die reg om inspraak te hê met sy regering in hierdie wêreld. Op watter manier? Hy gee vir ons die reg om te bid en te sug en te kla by hom. En God luister na ons gebede. En in die lig van ons gebede kan hy sy regering aanpas met hierdie wêreld.
En God se opdrag vir ons wat swaar kry is, om namens die wêreld wat swaar kry, voor God in te tree, en te bid, en te pleit, en te vra, Here, help asseblief, Here, wil nie asseblief iets van u verlossende werk nog duideliker sigbaar maak in hierdie wêreld nie. Het jy gehoor? Self al het ek kanker, self al kry ek die swaarste swaar wat 'n mens kan kry, het ek 'n opdrag, het ek 'n roeping. En my roeping is om namens die swaar kry van die wêreld by God in te tree en vir hom te vra dat hy vir ons genadig sal wees. Dit het vir tyd nogal baie beteken om te hoor, ten spyte van haar kanker, het sy nog 'n taak. Sy het nog steeds 'n roeping om te vervul. Maar mense het ook na haar toe gekom en vir haar gesê, kyk, wat belangrik is dat jy positief moet wees. Jy moet positief wees nou dat jy kanker het. Dit was vir haar nogal 'n bitter pil om te sluk. Hoe kan 'n mens positief wees as jy weet jy gaan dood en jy jou 1-jarige kindjie agterlaat? Hoe kan jy positief wees? Mense het gesê, dit beteken jy moet glo jy gaan gesond word. En sy het na die Bybel toe gegaan en gaan soek. Sê die Bybel jy kan weet dat jy gesond gaan word? En sy het nêrens so vers gekry nie. Want die Bybel beloof nie vir ons dat as ons bid dat ons noodwendig gesond gaan word nie. Daar's baie getuienis van die toegewydste mense wat gebid het en wat nie gesond geword het nie. Wat beteken dit om positief te wees as jy in 'n krisis is? Vra die Bybel vir ons om positief te wees. Sy het deur die Bybel geblaai en sy het met gelowige mense gepraat en gevra, sê die Bybel vir ons moet positief wees. En nêrens kon hulle vir haar uit die Bybel die woordjie positiwiteit kry nie. En die gevolgtrekking is, die Bybel vra nie vir ons om positief te wees nie. Wat vra die Bybel vir ons? Die Bybel vra vir ons om hoopvol te wees. En wat beteken om hoopvol te wees? Hoopvol beteken dat ek kan weet dat kanker nie die laaste sê oor my lewe het nie. Dat die dood nie die laaste sê oor my lewe het nie. Om hoopvol te lewe beteken dat ek my lewe onvoorwaardelik aan die Here oorgee en op hom vertrou, ongeag dit wat met my gebeur. Om hoopvol te lewe beteken dat ek my lewe aan die Here oorgee en dat ek weet dat ek veilig is in sy hande, wat ook al met my gebeur. Dis wat dit beteken om hoopvol te lewe. Ek is veilig in God se hande. Wat ook al met my gebeur, weet ek, niks sal my ooit van God se liefde kan skei nie. Kyk, is toe nie dood nie. Sy lewe nog steeds vandag. Maar daar hang nog steeds 'n wolk van onsekerheid oor haar lewe. Sy kan enige tyd sterwe, soos ek en jy ook enige tyd kan sterwe. Maar sy het geleer om elke dag te sien as 'n genadegawe van God.
En sy het geleer om elke dag werklik te lewe, om elke dag haar taak te verrig wat die Here aan haar opgedra het. Belangrik, al kom ek in watse krisis ook al, moet ek weet, ek het nog steeds 'n taak en 'n opdrag. En ons taak en ons opdrag is om namens die nood van hierdie wêreld by God in te tree. En om getuies te wees van God se liefde en sy grootheid. Waarvoor is ek en jy hier op aarde bedoel? Ons is hier om verteenwoordigers van God te wees, om op God gefokus te wees. Christus het vir ons kom verduidelik wat dit beteken om mens te wees. Wat het hy gedoen? Hy was op God gefokus. Hy was op ons gefokus. Hy het homself vergeet. Hy het vir ons kom verduidelik wat dit beteken om mens te wees. En as ons sy voorbeeld volg, selfs in die moeilikste omstandighede, word ons mens in die ware sin van die woord. 'n Mens is mens in die ware sin van die woord as jy op God gefokus is, as jy jou taak en jou roeping doen, wat die Here God van ons vra om te doen. Mag die Here God vir ons help om dit te doen. Amen. 'n Paar oomblikke van stilte.